Baie welkom graad 4's by hierdie eerste les vir kwartaal 1 en in hierdie les gaan ons leer hoe om aan te tel en terug te tel in vaste intervalle. So kom ons kyk wat presies gaan ons leer. Ons gaan die volgende doen. Ons gaan leer om aan en terug te tel, dit beteken vorentoe en agtertoe. Ons gaan tel in 2's, 3's, 5's, 10's, 25's, 50's en 100's. En dan gaan ons begin tel van enige beginpunt tussen 0 en 10.000. Ons gaan leer hoe om patrone in telreekse te herken en ook hoe om dit visueel op 'n getallelyn te interpreteer. So dit beteken net, ons gaan dit op 'n getallelyn teken en ons gaan kyk wat gebeur. So kom ons begin. Deur eerste vraag, wat beteken dit om aan en terug te tel in vaste intervalle? Nou hier het ons 'n getallelyn. En soos jy kan sien, gaan dit van 0 tot by 10.000. Nou, as ons vorentoe tel of aantel, beteken dit, ons begin by 0 en nou gaan ons aantel in intervalle van 1000. So ons begin by 0, 1000, 2000, 3000, 4000 ensovoorts. So wat gebeur as ons aantel of vorentoe tel? Die getalle word groter. Wat gebeur as ons terugtel? Kom ons kyk. Sê nou, ons begin by 3000 en ons tel nou terug. Wat gebeur met die getalle? So ons sê 3000, 2000, 1000 en dan 0. So as ons terugtel, word ons getalle kleiner. Wat is 'n interval? Onthou, 'n interval is die grootte van elke sprong. So as ons nou weer kyk na die getallelyn hier, ons het begin by 0 en toe gespring na 1000, 2000 en 3000. En hoe groot was elke sprong? Elke sprong was 1000 en dit is die grootte van die interval of die interval. Nou kom ons kyk hoe lyk dit as ons in 2 tel. Nou hierdie het jy al in graad 1 geleer. Sê nou ons begin by 0 en ons tel in 2's. Hier het ons begin by 0, dis 0, 2, 4, 6, 8, 10. Goed, so as ons in 2 tel, wat gebeur? Ons skiep elke keer een getalletjie. En dit beteken dan dat die intervalgrootte 2 is en dit sal dan wees 0, 2, 4, 6, 8 en 10. Nou kom ons tel aan in 2's. Onthou, ons moet van enige getalletjie op die getallelyn kan aantel in intervalle van 2's. En terugtel, maar kom ons kyk eers hoe lyk die aantel. Kom ons begin by 79 en nou gaan ons aantel in 2's. So hier begin ons 79, ons skiep vir 80, so dit word 81, dan, jy's reg, 83, 85, 87 en 89. So wat is ons getalpatroon of ons getalry dan? Dit is 79, 81, 83, 85, 87 en 89. Kom ons tel nou terug in 2's en ons begin by 135. Onthou nou, as ons terugtel word ons getalle kleiner. So as ons by 135 begin, wat gaan ons volgende getalletjie wees? Sê gou-gou? Ja, 133 en dan 131, 129, 127 en 125. So, elke keer skiep ons een getalletjie. En hierdie is dan ons getalry as ons terugtel in 2's. Kom ons kyk nou na tel in 3. Nou, hierdie het jy ook al in graad 1 gedoen. So jy is nou al baie ouer, jy weet presies hoe dit werk. As ons in 3 tel en ons begin by 0, is dit dan 0 en dan 3, 6,
9 en ek weet jy is slim, jy weet sommer die volgende getalletjie gaan wees 12 en so voort. So in 3, kyk gou mooi, hoeveel getalletjies skiep ons elke keer? Ons skiep 2 getalletjies. Goed, nou gaan ons aantel in 3. En ons begin by 262. So wat gaan ons volgende getalletjie wees as ons by 262 begin en ons moet aantel in 3? Ons volgende getalletjie is 265 en dan 268 en dan 271. So jy kan sien op die getallelyn, ons skiep elke keer 2 getalletjies as ons aantel in 3. So hierdie is dan ons getalry en jy kan sien dit word groter. Kom ons tel terug in 3. Ons begin by 625. Onthou, as ons terugtel, beweeg ons links op die getallelyn en die getalletjies word kleiner. So, van 625 af, waar gaan ons land? By 622 en dan 619 en dan 616. Raai gou, dis nie op die getallelyn hier nie, maar wat gaan die volgende getal wees? Ja, 613, baie mooi. So hierdie is ons getalry. Goed, kom ons gaan nou aan na iets wat vir almal eintlik altyd die maklikste is. En dit is om te tel in 5. Nou, hoe lyk dit? Nou, hier gaan ons net gou kyk na 'n 100 kaart. Onthou jy dit in graad 1 gesien? Hoe lyk dit as ons tel in 5? Eerste getalletjie gaan wees 5 en dan 10 en dan 15, 20, 25, 30, 35, 40. So jy weet hier, dis baie maklik. Ons getalletjies as ons tel in 5 van 0 af, eindig altyd of op 'n 5 of op 'n 0. Goed. Kom ons kyk na tel in 10. Kyk weer na ons 100 kaart. Nou hier is dit baie maklik. Ons begin by 10 en dan 20, 30, 40 en so voort. So as ons tel in 10, verander ons 10 syfer elke keer. Goed, kom ons kyk verder. Wat gebeur as ons tel in 25s? Goed, 100 kaart weer, wat gaan die eerste getalletjie wees as ons tel in 25s? Dit is 25 en dan, ja, jy's reg, 50, 75 en laastens 100. Nou hierdie is 'n patroon wat jy baie goed moet ken, want as ons nou van 100 af aantel, word dit net 125, 150, 175 en 200 en so gaan ons aan. Tel in honderde. Nou as ons in honderde tel, is dit ook baie eenvoudig, want al wat gebeur is, ons tel elke keer 'n 100 by. So sê nou ons begin by 21 en ons tel in honderde, dan word dit 121, 221, 321, 421 en so voorts. So as ons tel in honderde, verander ons honderde syfer elke keer. Kom ons oefen wat ons geleer het en ons kyk na ons eerste vraagie. Skryf die volgende 4 getalle in die ry neer. 246, 248, 250. Nou die eerste vraag is, tel ons aan of terug? Nou jy kan sien die getalle word groter, so ons tel aan. En dan wat is die interval? Met hoeveel word hy groter? So kom ons kyk, van 246 na 248 word hy groter met 2. So ons plus 2 en dan van 248 na 250 tel ons weer 2 by. So nou gaan ons net aanhou 2 bytel, so as ons 250 vat en ons tel 2 by, kry ons 252, tel nog 2 by, 254, tel nog 2 by,
256 en dan laastens, tel nog 2 by, 258. Volgende vraag. Hier het ons 150, 175 en 200. Tel ons aan of terug, ons tel aan, die getalle word groter, en wat is die interval? Van 50 na 175 is die interval 25. So ons tel elke keer 25 by, en as ons by 200 begin en ons tel 25 by, het ons 225, dan 250, 275 en dan 300. Goed, kom ons kyk na nog 'n vraagie. Nou hier het ons 26, 21, 16. So hier gaan ons terugtel want die getalle word kleiner. En wat is ons interval? Ons trek elke keer, hoeveel af? Ons trek elke keer 5 af. So as ons nou van 16 af werk en ons trek 5 af, het ons 11. En dan van 11, 5 aftrek, het ons 6. En dan het ons 1 en nou kan ons nie meer 5 aftrek nie, so ons gaan net hier stop. En dan ons laaste vraagie, 460, 410 en 360. Nou hier trek ons elke keer 50 af. So ons gaan elke keer met 50 verminder. So as ons 360 het en ons trek 50 af, is dit 310, 260, dan 210 en as ons weer 50 aftrek, het ons 160. In ons tweede vraagie, vra hulle vir ons om die volgende getalrye te voltooi. So hier gee hulle vir ons 'n paar getalletjies, maar daar is spasies tussenin en ons moet dit gaan invul. So ons gaan kyk dadelik of ons nie dalk twee getalle sien wat direk langs mekaar is nie. Dit kan ons daar sien, 38 en 48. En nou vra ons, wat is ons interval? Wat tel ons by? So hier tel ons 10 by. As ons 48 het en ons tel 10 by, het ons 58, 68, dan het ons 78, so ons weet sommer ons het reg gewerk, en dan 88. So ons hou aan vir ons self vra, tel ons aan of terug, en wat is die interval? Ons kyk na hierdie een. 675, dan 'n gaping, 725, 750. So hier kan ons sien, ons interval is 25. So ons kan van 675 af, 25 bytel, dan kry ons 700, 725, 750, 775 en dan 800. Kom ons kyk na hierdie vraagie, 23, 28. So ons tel weer aan, die getalle word groter, en in hierdie geval plus ons 5. So ons interval is 5, dan van 28 af, as ons 5 bytel, het ons 33, tel 5 by 38 en dan 43. Volgende een, 427, hier het ons 418, 415, so ons kan sien, ons tel terug, want ons getalle word kleiner. En met hoeveel word dit kleiner? Ons trek 3 af. Nou begin ons weer daar, 427 minus 3 is 424, minus 3 is 421, en 415 minus 3 is 412. Kom ons kyk na ons laaste vraagie, en in hierdie vraagie het ons nou 'n getallelyn en ons moet die letters se waardes kry. Nou ons begin deur te kyk na die twee getalletjies wat direk langs mekaar is. So hier het ons 310 en 360 en soos jy kan sien, hulle verskil 50. Maar sê nou maar ons het nie 360 gehad nie. Wat sou ons dan gedoen het? Dan sou ons gekyk het na 210 en 310. Nou 210 en 310 verskil 100 en B lê presies halfpad. So dit beteken, dan sou ons 50 bytel om tot by B te kom en dan weer 50 om by 310 te kom. So as daar nou nie twee getalletjies direk langs mekaar is nie, dan kyk jy vir getalletjies wat een getal oorslaan, of daar is 'n getal tussen die twee getalle.
Goed, so ons kan nou sê, B se waarde is 210 plus 50, so hy is 260. En dan wat is A se waarde? A gaan ons kry deur 50 af te trek van 210 af. En dit is 160. So A se waarde is 160 en B se waarde is 260. Goed, kom ons kyk na ons laaste vraagie vir hierdie les. Nou hier moet ons A, B en C se waardes kry. Kom ons kyk na 620 en 645. Nou, hoeveel verskil hierdie twee getalle? Hulle verskil 25. So ons moes 25 bytel van 620 na 645 toe. Goed, kom ons werk eers vir A uit. Nou om A te kry gaan ons 25 aftrek. Maar nou vir my is dit bietjie moeilik om van 620 25 af te trek, so jy kan eers 20 aftrek, dit gaan ons vat tot by 600, en dan trek jy nog 5 af. En 600 minus 5 gee vir ons 595, so dis A se waarde. En dan kan ons hierdie triek daar ook gebruik, as ons 25 hier bytel, ons kan eers 5 bytel, dan kry ons 650, en dan tel ons 20 by, en dit gee vir ons 670. En dan is dit maklik, as ons C se waarde wil kry, tel 25 by, en dit is 695. Dit bring ons dan aan die einde van hierdie les graad 4. Ek hoop jy het hierdie les geniet. In hierdie les het ons geleer hoe om aan en terug te tel in vaste intervalle. Ek hoop ek sien jou weer in die volgende les.